plek neer. So dankbaar om hulle vanaand saam met U te wees. Ja, ek is excited, want ek weet God het 'n afspraak met elkeen van ons. En dis wat dit so lekker maak. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat uit Romeine die 5de hoofstuk, die 8ste vers. En hy sê die woorde, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons en dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand bovengaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade, en dat ons sal hoor en verstaan, wat U vanaand vir ons sê. Dis my gebed in die kosbare naam van Jesus, en ek dank U daarvoor, en die volk van die Here sê, Amen. Amen, ek wil net gou vir jou langs jou kyk, en dan sê jy van hierdie woorde, pay away, hy het my lief, hy het my lief, pay away, hy het my lief. Amen. Ek wil vanaand 'n bietjie met jou praat oor hoe sy liefde werk. Is nog ons snaaks dat ons as mense snaakse goed, ons wil baie keer liefde koppel aan verdienste. Ons wil baie keer liefde, ons wil iemand met ons liefde verdien. Stem julle met my saam? Of ons wil hê dat as iemand liefde gee, moet dit 'n kwessie wees van hy moet iets goeds gedoen het, of hy moet iets regs gedoen het, of hy moet iets gedoen het wat jou erkenning voor kan gee en kan sê, ek trots op jou en ek is lief vir jou. En dadelik kom het by my op dat Jesus, of dat Paulus skryf hier so, en maak 'n stelling, hy sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. En ek weet nie van jou nie, maar ek het baie oor hierdie gedeelte al gesit en dink en myself die vraag gevra, en wonder hoekom het hy my lief? Het jy al jouself gevra, wonder hoekom is God lief vir my? Ek wonder hoekom is hy lief vir my? En dadelik kom het by my op dat ons baie keer op soek is na aanvaarding, en ons soek na liefde, en ons soek na al hierdie goeders, terwyl ons net moet gaan en sê, Here, dankie dat U my lief het. Jy sien, ek weet nie van jou nie, maar dit het my geweldig begin pla, dat ons as mense is baie keer so gejaagd, en so aan die hardloop, en so besig en bedrywig, dat ons baie keer vergeet dat God ons lief het. Nou, ek weet nie van jou nie, ek weet as iemand lief is vir my, dan hou ek daarvan om tyd met haar te spandeer. Is dit die waarheid of nie? Ek weet my ma is lief vir my. Nie altyd om sy wil nie, maar om sy moet. En as het lekker op 'n tydjie so toe te gaan, en as ek daar kom, is die eerste ding wat sy offer, 'n lekker beker koffie. En my kind, het jy al geëet vandag? Soek jy 'n beskuitjie of 'n koekie, of ons het lekker kos gemaak, jy nie gou saam eet nie. En dadelik, dit gaan nie oor enigiets anders as oor liefde nie. En dadelik, terwyl ek hieraan dink, toe begin ek by myself die vraag te vra, want baie keer in ons lewens spandeer ons nie tyd met God nie, en ons ervaar nie sy ware liefde nie. Ons weet nie wat God vir ons wil doen, of waartoe hy in staat is, of wat sy plan of sy krag is nie, want hoekom nie? Ons spandeer nie tyd in sy teenwoordigheid nie. En ek het al baie keer met mense gepraat en sê vir my, pastoor, ek glo nie God kan my lief hê nie, want ek het te veel sonde. Of want ek het dinge verkeerd gedoen in my lewe, of pastoor, ek het 'n fout gemaak, en ek weet, daar is baie mense wat my judge, en terwyl ek hier die gedeelte vanmiddag besig is om voor te berei, toe begin die Here met my te praat oor die vrou wat hulle voor hom kom neergooi het, wat egbreek gepleeg het. En daarom kom het by my op, ek wonder hoe het hulle gevoel oor haar wil. Die gevoel was, ons wil haar met klippe doodgooi, maar wat sê jy, ons wil haar vat en volgens die wet van Moses
En toe ek hierna gaan sit en kyk, sien ek 'n vrou wat, as sy by die kerk moet instap, sal al die vrouens vir hulle man sê, ek watch jou. Pas op vir jou. As jy net aankom te kyk, het jy moeilikheid. Is dit nie die waarheid nie? Of ons het ons eie reputasie aan iemand gekoppel, so dis wie die persoon is. En dadelik, toe Here begin dink, toe begin die Here met my te praat daaroor, van hierdie vrou het alles gehad wat ons teenstaan. Hulle het 'n reputasie gehad, sy is gevang op inderdaad, en hulle gooi haar voor hom neer. Hulle sê, gaan ons haar doodgooi met klippe. Maar sy liefde vir haar maak die verskil. En ek wil hê dit vandag hoor, want weet jy wat, ek het nooit besef nie, maar ek is so dankbaar dat hy my lief het. Want as dit nie vir sy liefde was nie, was ek seker ook al met klippe doodgegooi. As dit nie vir sy liefde was nie, kon hulle my ook al gejudge het. As dit nie vir sy liefde was nie, sou ek ook daar gelê en gesê, wel, ek weet ek's verkeerd, julle moet maar gooi. Maar wat sê hy? Dat jy met sonde is die eerste klip gooi, en dadelik kom het by my op. Liefde gooi nie klippe nie. Liefde gooi nie klippe nie. Seun, dogter, as jy 'n verhouding is, en word met klippe gegooi, draai en loop weg. Hoor wat ek jou sê. Want liefde maak nie seer nie. Liefde gooi nie klippe nie. Liefde verwyd nie. Liefde probeer nie om te manipuleer nie. Liefde probeer nie om vir jou te sê, dis wat jy moet doen, en dis wat jy nie moet doen nie. Liefde wil nie sê, ek wil op jou afdwing nie. Liefde is iets wat onvoorwaardelik is, sonder enige voorwaardes. Die liefde is iets wat vanaand daar is, wat my kan dryf. Of dit kan my vat, en my aanmoedig. En dadelik toe ek hier dan gaan sit en dink, want ek sien hier die vrou wat daar sit, en toe kom die tweede vrou in my gedagtes op, die vrou met die put, wat kom om vol, wat dan kom en sy wil water gee. Nou, die interessante deel was, die Bybel sê, Jesus was op pad ergens heen, maar hy het eers na die stad geloop. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, liefde dat jy baie keer 'n draai loop. Liefde sal maak dat jy baie keer opofferings gee, opofferings doen, dinge doen wat ander nie verwag nie. Ek weet nie van jou nie, vir my is een van die mooiste dade van liefde, as iemand opofferings het, as hy dinge prys gee terwille van, en daarmee kom het by my, ek wonder hoeveel van ons se liefde vir God is so groot, dat ons bereid is om die dinge van die wêreld, die sonde en die probleme en die laste en daar die goed prys te gee. Hoeveel van ons is vanavond bereid om te sê, I'm done with this. All that I want is the love of a living God. I'm not here for any expectation. I'm not here to see what I can get, but what I want is the love of Jesus Christ. Dis wat ek wil hê vanavond. Jy sien, die oomblik toe ek hierom begin dink, toe begin hierdie ding my te pla, want dadelik kom het by my op, dat die duivel vir my sê, jy kan nie. Want jy dit gedoen, en jy dat gedoen, en jy dit gedoen. En dadelik is daar die veroordeling in my hart van, ek kan nie sê, God het my lief nie, want, mag ek dit vanavond vir jou sê, die Bybel sê uitdruklik, hy sê, maar God het sy liefde aan ons bewys daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, toe ander mense gesê, jy gaan het nie maak nie, jy's 'n rubbish, daar is vir jou geen kans nie, en God na jou gekyk en gesê, ek wil jou hê, jy is myne, ek het jou vir die naam geroep, vir 'n rede. Het is interessant dat God gebruik nie perfecte mense nie. Ek het nergens in die woord iemand gekry
wat 'n amazing lewe gehad het, wat God grootliks gebruik het nie. Vergeet my dat ek dit sê. Ek het gaan sit en kyk na manne soos Petrus. 'n Man wat God gebruik het op maniere wat ek en jy kan droom van hom gebruik te word. Petrus was nie die perfecte ou nie. Hy is die een wat Jesus 3 maal verloor het, voor die aangekry het. En wat het Jesus gedoen? Het hy gegaan en hom gejudge? Nee, hy het hom gevra, Petrus, het jy my waarlik lief? Want jy sien, God het geweet, as daar liefde is, dan skuif dit die sleg na buite. Dan drum dit die dinge wat nie hoort nie na buite. Dan kry ek daar die gevoel van, ek hoef nie hierdie te doen nie. Tweede wat ek nou eens kyk, is dan Paulus. Man wat manne doodgemaak het, hy het Christene vervolg. En wat sê God? Ek het jou lief. Hy ontmoet hom op die pad van Damaskus. Omstraal met lig. En terwyl hy met lig omstraal, toe gaan hy, en Paulus word blind, Saulus word blind, hy sit hom in 'n huis neer. En vir 3 of 4 dae moet hy in die huis sit. En mag ek dit vir jou sê, God vat jou partykeer baie, waar jy op 'n plek gaan kry, waar jy gaan moet dink aan wat in die verlede gebeur het. Maar kan ek dit vanaand vir jou sê, sy liefde is nie minder vir jou oor die verkeerde wat jy gedoen het nie. Sy liefde vir jou is gebaseer op, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, jy behoort aan my, sê die Here. Dit maak 'n verskil om te weet. Ek het al baie keer gewonder, hoe moet God se liefde vir ons lyk? En die naaste wat ek dan kan kom, is 'n ma se liefde vir haar kind. En snaaks, 'n pa kan vir sy kind sê, ek slam jou. Jou afgeskryf met jou waai. Maar 'n ma, al gaan jy deur die tronk, al gaan jy deur vuur, al gaan jy deur dwelms, al gaan jy deur prostitusie, al gaan jy waar wil neer. Sy praat nie meer sy praat nie meer van jou nie, maar haar liefde vir jou het nog glad nie verander nie. Jy sien, en dadelik toe ek hierom begin dink ek is so bly, God se liefde het nog nooit verander teenoor my nie. Al was ek in die grond gewees, al was ek 'n slaaf, al was ek die vuilste, al was ek die slegste, hy het my nog steeds net so lief. Soos die eerste dag, toe hy my gesien het. Jy sien, ons as mense is snaakse goed, want jy sien, die Bybel sê, die liefde hou nie rekening van die kwaad nie. Dis hoekom ek baie keer is man en vrou getroud is en hulle het 'n fout gemaak of iets het gebeur in hulle huwelik, kom weer by mekaar, dan het hulle besig is om 'n argument betrokke te raak, gaan al ons daai ou koeie. Jy weet waarvan ek praat, hy met die slootjie, hy wat al stink, hy wat al so vrot is, jy kom nie naby hom nie. Dan haal ons daai ouetjie uit. En dadelijk dan bevraagteken ek, hoe groot is jou liefde? Want jy sien, God se liefde is so groot, dat toe hy van jou sonde ontslae raak, het hy gesê, ek dink nooit weer daaraan nie. Ek gaan nie rekening hou van die kwaad wat jy gedoen het nie. Ek wil liewer se rekening hou van die manier wat ek jou lief het. Jy sien, liefde is nie iets wat jou gaan vat en jou gaan forceer om iets te doen nie. Sien, toe ek hierin gaan dink, toe begin ek daaroor te bid en ek vra vir die Here, wat probeer hy vir my sê?
En die Here sê vir my, ek sal niemand forceer om my te dien nie. Ek sal niemand forceer om in 'n verhouding met my te wees nie. Ek sal niemand forceer om vir jou te sê, dis wat ek wil hê nie. En dadelik kom ek agter, die verskil lê daarin, as ek weet hoe lief hy my het, dan is dit nie 'n ding van, ek wil tyd maak vir hom nie, ek maak tyd vir hom. Dan is dit nie 'n ding van, ek wil in sy teenwoordigheid wees nie, ek probeer om altyd daar te bly. Dan is dit nie 'n ding van, ek wil Sondag kerk toe gaan, om te kyk of ek by God kan uitkom nie. Nee, ek wil vanmôre as ek my oë oopmaak, om op my lippe roep en sê, loof die Here, want hy is goed, en aan sy goedheid is daar geen einde nie. En dan sê die Bybel iets mooi, hy sê, wie sal ons skei van sy liefde? Kan ek vanaand vir jou sê, ek is dankbaar vir God se liefde. Daar was tye gewees wat ek droog gemaak het. En dat ek baie keer gaan sit en dan sê ek, Here, ek weet nie of U my nog kan lief hê na alles wat ek gedoen het nie. En weet wat? Terwyl ek sit, dan voel ek hoe sit hy sy arm op my skouer neer en sê, ek het jou nie geroep omdat jy sonde het nie. Ek het jou nie geroep omdat jy perfek is nie. Ek het jou nie geroep omdat jy enigiets is nie. Ek het jou geroep omdat ek jou lief het. En omdat ek jou lief het, sal ek jou nie begewe nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal met jou wees tot aan die volleinding van die wêreld. Wat en wie sal my skei van God se liefde? Verdrukking? Weer 'n groepsdruk. Daai ding wat ons baie keer onder pressure sit. Verdrukking. Wat sal ons skei van God se liefde? Verdrukking, vervolging. Hoeveel mense vervolg jou? Hoeveel mense loop? Dan is jy op hulle lippe. Kan ek dit maar vanaand vir jou sê? Ek dank God as ek op mense se lippe is. Want weet wat? As ek op mense se lippe is, dan weet ek is in God se oor. Kan ek dit maar vir jou sê vanaand? As jy my naam noem voor mense, is God die regter wat sal instaan. Is God die een wat namens my sal optree. Hoekom? Omdat hy my liefhet. Wie sal my skei van die liefde van Christus? Verdrukking, vervolging of swaard? En dan sê jy die ding, maar in al hierdie dinge. It doesn't matter what comes my way. In al hierdie dinge is ek meer dan 'n oorwinnaar. En ek wil begin klaarmaak vanaand, want jy sien, toe na hierdie gedeelte kyk, toe kom ek maar net met my op, dat ons baie keer as gevolg van ons eie skuldgevoelens, ons eie sonde, ons eie denkrigtings wegbeweeg van God af. Pastor, ek kan nie vanaand iets sê nie, want ek het foute. Kan ek maar vanaand vir jou sê, dank God, ek het ook foute. Maar dat is net anders as jou. Jy het nie alleen sonde, ek het ook sonde. Dis waar die verskil kom. Maar ek wil jou judge oor jou sonde. Maar ek doen dit net op 'n ander manier. Of ek is net nie geval nie. En terwyl ek voor die Here lê, toe sê die Here vir my,
my liefde kan nie meer word nie. Want doen jy wat? En weer besef ek, dieselfde manier wat God my lief het vanaand, het hy vir Flash lief, en het hy vir Enrico lief. En dadelik besef ek, dit maak my saak wat ek doen nie. Ek kan nie meer liefde kry, omdat ek iets goeds probeer doen nie. Want toe ek sleg was, het hy my reeds gekoop. Toe ek sleg was, het hy aan die kruis gesterf, vir al my sondes. Toe ek daai diep, vuil, vieslike sondaar was, het hy nie gesê, jy is waardeloos, of you're nothing me. Hy het na my gekyk en gesê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Is nogal snaaks, as jy iets het, wat jy die prys voor betaal, en dan pas jy nogal mooi op. Ouens het een dierkar, hulle pas so mooi op, hulle kyk na hom. Is dit die waarheid of nie? En probeer dat hulle hom nie krap nie, probeer dat hom nie stamp nie. En daarom sê die Here vir my, ek het dier betaal vir jou. En as jy vuil is, sal ek jou skoon maak. As jy verloor voel, sal ek jou red. If you're down in the dumps, I'll pick you up. Because I love you. En die oomblik toe ek hier dan gaan sit en dink, toe sê ek, Here, ek is so bly, dat sy liefde kos nie geld nie. Sy liefde is nie te koop nie. Sy liefde is nie vanaand onderhandelbaar nie. Weet dat ek vanmiddag agtergekom, want ek het baie oor die Iranse oorlog gaan nalees en dinge gaan opstudeer en goed, en daarmee sien ek dat hulle nou, ek dink sy naam is Ayatollah, die ou het hulle doodgemaak het. Sy seun het dadelijk die opvolger geword. En dadelijk, hy is ook van ISIS, hy is dadelijk ook deel van die moslims. En dadelijk kom het by my op, maar dan soveel goed wat opkom, wat sê, mense wat sê, hulle is van Iran, hulle is Iraniërs, en hulle net sê, baie dankie vir Israel, dankie vir Trump, dat hulle probeer losmaak van hierdie tirannie. En dadelijk, toe dink ek, ja, gesal naasjes is die Here net so bykie plat vir. En weet wat sê God vir my? Ek het hom net so lief, soos wat ek jou het. Die verskil is, jy het my liefde aanvaar, hy het nie. So ek wil vanavond vir jou sê, daar's duisende mense, miljoene mense, wat God vanavond lief het, met 'n bonatuurlike liefde, wat sy liefde teruggooi. Sê ek wil ek nie. Het jy iemand liefde gegee? En liefde gegee, en liefde gegee, en het blyf jy teruggegooi word in jou gesig. Wat doen jy? Jy draai en jy loop. Is dit die waarheid? Die verskil is, God beweeg weg, maar die oomblik is daai man sê, Here, ek het nie nodig. En
draai hy terug soos die pa van die verlore seun. En help het hom tegemoet. En hy sê, hier is ek. Kan ek maar vanaand vir jou sê, God se liefde maak nie onderskeid nie. God se liefde word nie deur 'n ras gemanipuleer nie. So ek gee hom of die pink, paars, swart, wit, groen, geel is, I don't care. God sê, ek het jou lief met die ewige liefde. Ek het jou gekoop. Ek het met my seun vir jou sterf. Toe jy nog 'n sondaar was. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. Wil jy niemand moet rondkyk nie. Miskien sit jy vanaand hier en sê, Here, ek het al gehoor, hy is lief vir my, en ek het het al soveel keer beleef en soveel keer gesien dalk. Maar ek het nooit probeer om my liefde vir u te bewys nie. Ek het nooit probeer om te sê, ek het u liewer as my eie lewe nie. En ek wil jou vanaand vra, as jy vanaand hier sit en sê, Here, I want to respond to your love. Ek wil reageer op die liefde wat u vir my het. Steek op jou hand aan God toe. Ons saam met jou bid, dankie vir die handen wat recht oor die gehoor opgaan. Ek jou vra as jou hand opgesteek het, sal jy saam met opstaan, asseblief. Ons saam met jou bid. Onze Vader, wat in die hemel is, ek kom vanaand na u toe, en ek is die eerste een wat erken, ek is nie waardig, dat u my moet lief hê nie. Ek verdien nie, u liefde nie. Maar nogtans, het u die seun gestuur om aan die kruis te sterf, my vry te koop, toe ek nog 'n sondaar was. En Here, ek wil vanaand kom en sê, Here, ek is jammer. Here, ek het ook al partykeer weggestap van die liefde af. Ek het partykeer al my rug gedraai op dit, maar ek wil vanaand kom, en ek wil voor u kom staan en sê, Here, ek het u lief, met alles binne in my. Vergewe my, Here. Verander my hart. Verander my gees. Verander my denke. Is my gebed. In die kosbare naam van Jesus. En ek dank u daarvoor. Amen en amen. Ek het die sitplek neem. Ek wil 'n laaste gedagte met jou deel. Terwyl die musiekspan na vore kom. Liefde in die snaakste manier. Ek wil gou hê jy moet hoor of ek reg is of nie. As jy regtig lief is vir iemand, kan jy hom terugwys op sy foute. Is dit waar of nie? As jy regtig lief is vir iemand, kan jy vir hom sê, moenie dit doen nie. Jy gaan sê ek nie. Ons het in 'n ander era groot geword. As hierdie man van ons sy vinger vat en hy wil my plek steek, gaan sy ma sê, maar nie doen nie. Sy sal al vir my hand voor die plek gaan hou. Nie my ma nie, sy sal gesê, doen dit, jy gaan net een keer doen. Once, boetie. Want liefde het 'n manier, het leer ons bedenker op die harde manier. En vreemd het woord vanaand, Godse liefde is precies dieselfde. He will not force you to do something. But maybe He will let you learn on the hard way. Because
you don't trust his love. Amen.